baie welkom julle hierso by die besonderse diens vandag, nagmaaldiens. Ek gaan nie 'n kindermoment nou doen nie, jammer nou vir die klomp jonges wat verwag dat daar altyd iets is en dit so geniet. Ons gaan ook net bietjie plek skep, ruimte skep vir gebed, saam bid, ek sal nou meer daaroor sê. So, en dan die diens en die nagmaal saam gebruik, so ek hoop jy het jou broodjie en jou wyn of jou sap, wat ook al jy verkies, reg vir die gesin en almal gereed, om ook dan later die nagmaal saam te kan gebruik. Kom ons kyk net eers na die week, die verjaarsdag wat voorlê. 4 Augustus is dit Fube Beer, en die 9 Augustus is Magriet van der Merwe, so baie geluk aan al die senior burgers bo 70 wat ons op die lys het wat verjaar, en geluk vir al die ander wat ook hierdie komende week verjaar, mag het vir julle 'n vreugdevolle week wees. En dan het ek nou gehoor dat Marlene en Arno Tron het 'n kleinkind ryker geword, as ek nou reg is, so baie geluk ook daar met dit, en mag het ook groot vreugde vir julle verskaf, en as daar enige ander goeie nuus is intussen, baie geluk met dit ook alles, en ons voorbidding ook natuurlik vir mense wat in spanning is, of stres, of bekommerd is, so ek sê, ons gaan nou 'n bietjie tyd daarin ook spandeer. Bybel Suid-Afrika, Bybelgenootskap Suid-Afrika, vier hierdie jaar, ek dink hulle 200 jaar viering, en Augustus is altyd Bybelmaand, en ons wil ook maar vir julle vra om, sit maar 'n ekstra geldjie, daai ekstra kollektetjie, soos gewoonlik vir Bybelverspreiding, een kant, as jy kan, hou dit een kant, ons sal reël met julle, dat julle dit later kan inbetaal by die kerkkantoor, of daar kan kry, so, tot en met so die einde van Augustus, het jy tyd vir Bybelverspreiding, en daar's ook 'n skakel op Bybel Suid-Afrika se webblad, ek sal dit weer aanstuur, kontak my maar net, ek sal dit op die kerkraadgroep ook weer aanstuur, waar jy daai naweek van die 24ste, 3/24, dink ek die Saterdag en die Sondag, as ek dit nie mis het nie, maar kyk maar, ek sal dit aanstuur, die inrigting is daar, kan jy 'n virtuele hardloop of stap gaan doen vir Bybels, jy skryf in, hulle sê vir jou hoe werk dit, en dan help dit ook met Bybelverspreiding, so al die inligting sal daar wees, kyk maar uit daarvoor, en kontak my gerus as jy enige vrae het rondom dit ook. En kom ons maak van hierdie maand ook 'n groot Bybelverspreiding maand, sover as wat dit vir ons moontlik is ook, en geniet weer die Bybel as jy dit saam lees ook. So goed, en onthou maar altyd ook dan van die dankoffers, en die ander dinge ook, kollektes en die goed wat inbetaal moet word en kan word, ook so in die einde met die SnapScan en die EFT's, en dankie ook vir almal se bydrae. Kom ons begin met die erediens met die woorde. Ons raak stil, ons bid saam, en ons gaan in aanbidding voor die Here. Here, U is 'n wonderlike God. Ons dankie dat ons U kan aanbid en U kan dien. Dankie dat ons U kan ken, en dankie dat U elke dag God vir ons is. Dankie dat U in alle omstandighede vir ons 'n God is. Nie net in goeie tye nie, maar ook in moeilike tye en swaar tye. Dankie dat ons vandag aan die nagmaaltafel kan sit, en kan deel aan die vreugde van die nagmaal. Ons loof en ons prys U ook daarvoor. Aan U kom toe al die lof en al die eer, tot in alle ewigheid. Amen. Liewe gemeente, vriende, kinders, elkeen van U, mag God die Vader en die Here Jesus Christus en die Heilige Gees vir julle baie goed wees. Mag julle sy genade en sy barmhartigheid, sy vrede in julle lewe elke dag op 'n besonderse wyse beleef. Amen. Ons gaan lekker saam sing. Ons lied wat ons saam sing, lied 165, kom ons sing dit heerlik saam tot eer van die Here. Lossen die Here die ewige sin tot sy ere. Lossen die Koning, die Skepper, die Vader, die Here. Loof almal saam, groot is sy heilige naam. Loof hom die Heer van die Here. Lossen die Here wat kunstig U liggaam berei het. Hy is die sterke wat
dreigend hoe zwaar, hoe U sy vleugels gesprei het. Lossing die Here, dis Hy wat U kroon met sy seën. Hy skenk die lewe, die wasdom, die sonlig, die reën. O sterfling weet, Hy wat almagtige Heer, het ons in liefde beheer. Lofsing die Here, ja almal kom loof nou die Here. Alles wat asem het hier tot in tydlose sfere. Hy is die lig, ons oog bly op hom gerig. Hy is die Heer van die Here. Hy is die Heer van die Here. Ek hoop jy het almal lekker saam gesing. Ek dink die lied was 184 gewees, lofsing die Here. Dalk die verkeerde een nou deurgegee, maar jy het hom daarom daar op die bord gehad om saam te sing. Kom ons raak stil in gebed. Sommige daar waar jy is, gesinne, familie saam. Ek gaan vir jou geleentheid gee en soos ek laasweek gesê het, jy kan ons nou maklik net die pause knoppie druk om so 'n bietjie net stop vir 'n oomblik en dan weer aangaan. Ons sal 'n skermpie laat opsit daar rondom die temas, waarvoor jy bid vir 'n ruk dat hy op is vir 'n paar minute, dat jy kan stil staan daarby. Kom ons vat so ook as gemeente op hierdie wyse saam hande, waar ons dan ook vir bepaalde en spesifieke dinge ook bid en stil raak. Ek wil hê ons moet begin met lofbetuiging. Ons is so geneig om in gebed weg te trek en ons vra string goeders vir die Here, klomp goed vir die Here en ons kla ook sommer saam met dit alles deur mekaar. Ja, gebed is uit die hart uit en is ook nie altyd verkeerd nie, maar kom ons begin met lofbetuiging. En ons sê vir die Here dankie, ons loof en prys hom. Dink aan die dinge waarvoor jy vir die Here dankie kan sê. Loof net sy goeie naam, nie dankie sê nie, en ek loof hom net. Loof net sy naam. Besing sy naam in jou gebed as familie saam ook en vir die goeie dinge. So ek gaan 'n paar oomblikke daarvoor kans gee voordat ons dan verder gaan met ons verootmoediging. Goed, as ons so die Here geloof het vir sy wonderdade, vir sy liefde, vir sy genade, dan kan ons ook stil raak vir die Here en ook ons verootmoedig voor hom, in gebed voor hom kom en ook pleit vir dit wat vir ons ook so op die hart lê en waar ons ook bekommerd is en besorg is. So in die eerste plek het ek gedink, kom ons bid vir ons land en ons mense in terme van sosio-maatskaplike, sosio-ekonomiese omstandighede. Met ander woorde, waar daar hongernood is, waar daar finansiële stres of krisisse is, broodgebrek is, en ander faktore wat daar mag wees. Dit wat die uitwerking van COVID het in ons land en op ons mense, die skole, ouers en onderwysers, nog enetjie wat ons voor kan bid, want dit is ook maar spanningsvol, die toekoms van die kinders, die matrieks wat aan en af is en ook nie weet waarheen gaan hulle nie, elke dag nie, en dan ons senior burgers en oor die algemeen en dan ook in die aftreeoorde, waar daar ook maar, ek het nou weer in die week met mense gepraat, sê, dit is so moeilik, ons kan nie by ons ouers uitkom, ons kan nie kontak met hulle maak, die ouers in die aftreeoorde wat bekommerd is oor die kinders, al bel jy, al WhatsApp jy, al stuur jy SMS, daai fisiese kontak wat altyd daar was, wat nie daar is nie. So ons dink ook aan hulle, die personeel wat daar werk, en die gemeentes, kerke ook, in ons land, waar daar baie gemeentes is wat sukkel om kop bo water te hou in die omstandighede soos wat dit nou aangaan. So, as julle dalk iets wil byvoeg, gaan julle dit byvoeg, maar net vir nou, gaan ons net eers by hierdie stil staan. Moenie vooruit hardloop na die reën en die droogtes en die dinge toe nie, skus, ek sê dit baie vriendelik. Ons gaan daarby ook uitkom, kom ons fokus net hierop, dan die volgende enetjie sal ons 'n bietjie daarop ook fokus. So ons raak weer stil en ons fokus op hierdie punte. Goed, soos ek gesê het, kom ons raak ook dan nou stil. Dis droogte tye, winterreën wat val by plekke waar dit wel winterreënvalstreke is en goed val sneeu op ander plekke.
maar dan die dele waar daar nog steeds die goeie reënval was, die waterskaarste, damme wat leeg is ensovoorts. Ons het uitkoms nodig en ons vertrou vir die Here daarvoor, kom ons bid en gaan vir die Here en vra openlik vir hom ook. Soos Daniel wat ons 'n ruk terug oor gepraat het, Here, wat moet gebeur, wat gaan gebeur, wat wil U hê en hoe kan ons help? Miskien is daar 'n manier wat ons buurgemeentes of ander mense wat nie water het om te drink en vars water het om te drink, kan help ook met die voorsiening van water op 'n manier ook, sodat ons vir die Here ook daarvoor vra en bid ook. So kom ons raak rondom dit dan stil. Nou ja, dan sluit ons af met danksegging. Ons sê vir die Here dankie. Dankie dat ons kan bid, dankie dat ons kan vertrou en dankie ook vir waar hy wel voorsien in 'n oorvloed. Ons bekers kan oorloop en ons kan met dankbaarheid dit vir die Here sê. So in gebed sluit ons af nou met danksegging en gee 'n oomblik om net vir die Here ook dankie te sê. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy U naam. Laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde net soos ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die ere vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Wonderlik om so saam met julle te kon bid, saam met julle te kon stil raak ook vandag en ons vertroue net absoluut op die Here te kan sit en te kan stel ook en te kan vra vir insig en wysheid en leiding ook in hierdie tye. Broers en susters, ons lees saam Romeine 8, daai wonderlike gedeelte 18 vers 18 tot 30, julle ken hom baie goed, ons gaan dit saam lees, en so 'n bietjie by paar van hierdie gedeeltes, verse net so stil staan en nadink. Ek dink nog steeds rondom die tema van bekommernis, om die Here te vertrou, so 2 Sondae terug, of seker nou al, teruggesels oor, moenie ophou bid nie, en uit die Daniel teks uit bietjie gesels, vorige Sondag bietjie gesels oor fokus op God, nie ons bekommernisse nie, en kom ons bou bietjie uit daarop, dat ons vir mekaar sê, ons kan kalmte vind, te midde van onstuimige tye ook, rustigheid in vind ook, en wat sê Romeine 18 vir ons, ook vers 18 tot 30 vir ons daaroor, dat ons ook bietjie meer uitbrei op die tema van kalmte, van vrede kry, en ons fokus ook reg kry in hierdie tye, voordat ons veral aansit met die nagmaal, wat vir ons herinner, dat Jesus vir ons gesterf het, om juis vir ons op te tel, en op te hef. So ons lees saam Romeine 8, vers 18, tot en met vers 30. Ek is daarvan oortuig, dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit, dat God bekend sal maak wie sy kinders is.
Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds gesien het, wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in die swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is. Want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, en susters ook, kan hê, van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. So, ons lees net tot sover, die res ken ons natuurlik ook baie goed, ons gaan daaroor ook gesels, wat Paulus daar verder aangaan, maar net daai gedeelte nou vir die saamlees. Jy weet, ek het nou al agtergekom in die lewe, en ek dink julle sou het ook al agtergekom het, dat daar baie mense is wat 'n groot deel van hulle lewens in vrees leef, of in bekommernis leef, of hulle spandeer eintlik geweldig tyd daaraan om bekommerd te wees oor 'n klomp dinge wat baie keer nie eens regtig vir hulle gaan raak nie, of iets aan hulle kan doen nie. In steede daarvan om weer eens, soos ons laasweek ook gesê het, en die afgelope tyd gesê het, te fokus op dit wat regtig belangrik is, in sy huis in Chelsea in Londen, vertel hulle, sal hulle vir jou die klankdigte kamer van die historikus Thomas Carlyle kan wys. Nou, Carlyle het die kamer gebou, omdat hy vir 'n grootste deel van sy tyd, wanneer hy sy werk doen, in stilte, absolute stilte wou gewerk het. Geen geraas, geen niks rondom hom nie. Miskien voel jy baie keer ook so, ek weet, ek voel ook baie keer die geraas van die wêreld en die goeters daar buite is net te veel, dan soek ek ook weer daai absolute stilte om in te werk. Maar nou ja, hy slaap en bly en woon nie in die kamer nie, net daar gewerk, so in die aande moes hy nou gaan slaap het, en een van sy bure het egter 'n hoenderhaan gehad, wat dan moes nou iewers te gekraai het, in die vroeë oggendure het hierdie hoenderhaan, soos wat 'n hoenderhaan nou maar maak, luidkeels gekraai. En Carlyle het teenoor hierdie buurman gekla oor hierdie hoenderhaan, wat nou so raas in die vroeë oggendure. En die hoenderhaan, die buurman, althans nie die hoenderhaan nie, die buurman antwoord hom en hy sê, man, hierdie haan vir my kraai tog net een keer 'n dag, en is nie vroeë oggendure en dan is dit verby. Dis nie asof hy gereeld geraas maak, so dit kan jou nie so erg pla nie. Waarop Carlyle toe antwoord en vir hom sê, maar as jy maar net weet wat ek alles moes deurgaan, terwyl ek gewag het vir die haan om te kraai. Jy weet so, hy lê nou daar in die aande, in spanning en wag vir hierdie haan om te kraai, en is dit nie hoe ons ook is nie. In steede daarvan dat ons rustig lê en slaap, dat ons kalm is, dat ons nie altyd steur aan die geluide en die dinge nie, lê ons nou en wag vir daai ding wat moet verkeerd gaan, die haan wat moet kraai, die geyser wat moet bars, die dak wat moet inval, wat dit ook al mag wees, en dan kry ons geen slaap in op die einde van die dag nie.
is baie interessant, hulle sê die gemiddelde persoon se angstigheid, nou dit is nou maar navorsing hierdie daai hulle, dis goeie navorsing, ek het maar verseker, sê dat die gemiddelde persoon se angstigheid is op die volgende dinge gefokus. Nou luister 'n bietjie hierna. 40% is gefokus op dinge wat nooit sal gebeur nie. So die gemiddelde persoon fokus vir 40% van sy dag of van sy lewe, ek weet nou nie, op dinge wat nooit met hom sal gebeur nie. 30% is dinge oor die verlede wat nie verander kan word nie. Aan die ander woorde, as ek maar nie het nie, sê nou maar nou net. En ek kan dit nie verander nie, maar ek fokus die hele tyd daarop. 12% is dinge oor kritiek deur ander mense, waarvan meeste van dit onwaar is. So ons fokus oor kritiek van ander mense, 'n groot deel daarvan, waarskynlik 99% sou ek sê, daarvan is onwaar, is nie regtig so nie. 10% fokus ons oor gesondheid, wat gewoonlik verswak, luister baie mooi, wat gewoonlik verswak as gevolg van stres. So met ander woorde, ons het laasweek ook daaroor gepraat, Jesus sê, ek kan nie my lewe verleng deur my te bekommer nie. 10% van ons tyd word gespandeer aan gesondheidsprobleme of bekommernisse wat ons het, en dan maak ons eintlik net daai probleme nog erger, want ons stres. En dit is wel so, stresfaktore maak dit erger. Net 8% word gespandeer oor werklike probleme wat hul in die gesig sal staar. Net 8%. So met ander woorde, ons fokus bitter min op die dinge wat moontlike werklikheid vir ons kan wees. Nie dat ek nie wil sê, vat daai 8% en maak dit 40 of 100% nie. Die punt is eintlik dat ons moet inoefen en moet leer om net 'n bietjie minder te fokus op dinge wat ons nie kan verander nie, of wat nie regtig met ons sal gebeur nie, of wat nie eers waar is nie, op die einde van die dag, en weer eens net kan konsentreer op dit wat die Here vir ons leer. Nou kom ons kyk wat sê Paulus vir ons in Romeine 8, in aansluiting met ons gesprekke die afgelope paar sondae. Wat sê Paulus vir ons rondom hierdie dinge? Hoe gaan ons meer daai vrede vir ons kan kry, en daai rustigheid kan kry in ons lewens? Nou wil ek eers vir jou vra, ek moes nou eintlik 'n weegskaal kon saambring, daai weegskaal, ek weet nie van die kinders of hulle dit ken nie, het oumas en oupas al vir hulle gewys, dan sit jy mos nou gewig hier, en dan moet jy hom balanseer deur 'n gewig aan die ander kant te sit, of om te sê hy weeg swaarder of wat ook al. Nou wil ek vir jou vra, as jy al jou swaar kry in die lewe vat, wat jy nou gehad het, en wat jy vandag beleef, en wat jy dink of jy voel jy ervaar nie, beleef, en jy sit dit hier op die skaal, wat gaan jy met daai skaal maak? Dink jy gaan hom hier op die grond, op die tafel laat klap, en daar, die res daar in die lig laat hang? Hoe swaar weeg jou bekommernisse op die weegskaal? Ek sal vir jou sê, ek dink party mense sal op hulle skaal in die badkamerskaal klim, en met al hulle bekommernisse het hulle heelwat gewig ekstra op daai weegskaal, wat eintlik nie daar moet wees nie, maar as gevolg van die bekommernisse. Paulus begin hierdie gedeelte in vers 18, deur die volgende vir ons te sê. Hy sê, ek is daarvan oortuig, dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg, luister mooi, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die lyding wat ons nou verduur, kan nie opweeg nie, met hierdie skaal nie. Ons kan nie sê die lyding wat ons nou verduur, die swaar kry, weeg swaarder as dit wat vir ons in die toekoms wag nie. Nee, Paulus sê, daar's 'n maat, 'n gewig, 'n iets, wat ons hier in die ander kant van die skaal kan sit. En die oomblik wanneer ons dit daarop sit, dan sak hy, hierdie kant is swaarder, dis kom hy sak en hy lig op, die lig op is nie swaarder, en jy moet nou weet hoe dit werk nou vir die kinders, dan sak hy af, daai gewig trek hom af. Hy sê wat dit by verre uitweeg, en dis die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek. Dis die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek. Verder beskryf Paulus hoe die hele skepping met gespanne afwagting uitsien. Dis amper soos met die opbou van jou asem. Jou asem so opbou, en jy sit hier voor 'n rugbywedstryd, of jy sit daar voor die televisie, en jy sien uit dat hierdie dinge moet gebeur, soos mense wat daar sit, en ons wag vir die uitslag van hierdie wedstryd, of vir die wenner, wie is die wenner van hierdie kompetisie, sit almal wêreldwyd vasgenaal hier voor hierdie TV en kyk, en dis dieselfde spanning, dieselfde beeld wat hier gegee word, die skepping sit en wag,
En die skepping sit nie net in wag nie, dis so mooi, Paulus sê nie net terwille van die skepping self nie, asof die aarde nou terwille van homself wag vir herskepping nie, en vir die dinge om aan te breek nie, wat God beloof het, nie die nuwe aarde en die nuwe hemel nie, maar hy sê, hy kyk om te sien wie God se kinders sal wees, wie in hy naam van die boek van die lewe gelees sal word, sodat hulle deel kan hê aan hierdie nuwe lewe, aan hierdie nuwe toekoms. En uiteindelik behoort dit vir my en jou ook so te wees, dat ek en jy net so in spanning sal sit en wag. Wat gaan gebeur? Die nuwe lewe, die nuwe aarde wat vir ons gaan kom, en dat ons oortuig daarvan kan wees, dat God ons as sy kinders aangeneem het, en dat uiteindelik ons van hierdie verganklikheid sal bevry, so sê Paulus ook daarna. Hy sê, ons ook wat die Gees ontvang het as waarborg, as eerste gawe, ons sig ook. Ons sig, as ons die dinge in die wêreld sien gebeur, en die moeilikhede, en wat ons vandag ook beleef, dan sig ons en sê, ag Here, dit is so swaar, dit is so moeilik, maar ons sien ook uit. Saam met daai sig het ons ook verskriklik opgewonde, want ons weet, uiteindelik sal dit ook verbygaan, en ons sal deel kry aan die onverganklike lewe, en van hierdie verganklikheid bevry word. Kan ek jou dan nog 'n vraag vra? Die eerste vraag wat ek jou gevra het is, hoe swaar weeg jou swaar kry op daai skaal? Nou, hoe voel jy oor daai swaar kry? En die tweede ene wil ek net gou vir jou vra is jy opgewonde oor hierdie nuwe toekoms? Kan jy met sekerheid sê, ek gaan deel wees van hierdie kinders? Is my naam in die boek van die lewe opgeskryf? Kan jy dit met sekerheid sê? Baie keer as jy hierdie vraag vir mense vra, dan sê hulle, ek hoop so. Ek hoop so. En wanneer ons sê, ons hoop, dan bedoel ons baie keer daardeur dat, ons wens maar dit sal so gebeur, maar ons is nie seker nie. Vers 24 praat Paulus verder en hy sê, ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. En wanneer Paulus praat van hoop, is dit anders as wanneer ons baie keer van hoop praat, waar ons maar net regtig hierdie half verwagting het, maar ons is nie seker dit gaan gebeur nie. Paulus van hoop kom praat en sê hy, dis 'n definitiewe ding. Dis beslis so. Ons het 'n hoop, 'n ware hoop. Daarom praat die woord ook van 'n lewende hoop. Dit gaan gebeur. Jy kan dit verseker sê. Heidelbergse Katekismes, vraag 1, Sondag 1, vraag 1. Bly altyd by my, ek sê altyd vir my finalejaars, dis nou die een wat ek goed onthou, want die dominee het altyd hierdie vraag, dieselfde vraag in my finalejaarsklaas vir ons gevra. Kan jy weet jy is gered? Dan sê hy vir ons Heidelbergse Katekismes, Sondag 1, vraag 1, wat is die enigste troos in lewe en dood? En die antwoord, dat ek in Christus Jesus behoort. En dan sê hy vir ons, jy moet nie sê, in daai terme van 'n menslike hoop, ek hoop maar so, ek kan maar net hoop, ek gaan gered word nie. Jy moet sê, verseker is ek gered, want Jesus het my gesterf en ek glo in hom, en ek weet daar wag vir my toekoms. Dis wat Paulus bedoel met hoop. Dis die woord, hoe ons dit hier moet verstaan in die Romeine teks ook, en in die Bybelse teks, die lewende hoop. Ja, gaan ek deel wees, is my naam opgeskryf in die boek van die lewe. As ek in Jesus Christus glo, ek het my sondes bely, en ek neem hom aangeneem as die enigste saligmaker en verlosser. Verseker is my naam in daai boek opgeskryf. Daarom kan ons ook dan met volle vrymoedigheid nou die nagmaal gebruik, want ons doen dit met wedergebore lippe, en met harte ook wat leef. So, dit is die sekerheid wat ons het in die redding van Christus. Hierdie nuwe hoop gee vir ons 'n nuwe fokus, en elke keer bring dit ons fokus terug na Christus toe, na die nuwe lewe toe, na wat God wil hê. Ek het al die beeld al gebruik en ek gebruik dit weer, as jy gaan vlieg en jy moet staat maak op instrumente en op die kompas en die dinge, dan moet vlieëniers elke keer die ware noord soek, want as gevolg van magnetiese noord, word jy elke keer afgetrek van jou rigting af. So jy moet altyd seker maak jy het ware noord, sodat jy rigting kan behou. En so is dit in ons geestelike lewens ook. Hierdie hoop help vir ons om ware noord in die geestelike lewe te bevind, om seker te maak ons is op ons eindbestemming op pad, en met dank te kan sê, ons is definitief op pad soontoe, want die Here help ons daarmee, Jesus help ons daarmee, en om gefokus te bly vir ons toekoms wat vir ons voorlê. Meer nog, die Gees, sê Paulus, as ons verder in hierdie gedeelte gaan lees, staan ons by waar ons twyfel, waar ons onseker is, waar ons nie weet hoe om te bid nie. Dis, want baie keer sal mense vir jou sê, ja, dis goed en wel om te weet, ek het hoop vir die toekoms hierna, maar ek kan nie maak asof my bekommernisse, asof my probleme
net dood eenvoudig nie bestaan nie daar is nie. Ek kan nie om my kyk en sê, daar is nie droogtes nie. Ek kan nie om my kyk en sê, daar is nie mense wat siek raak van COVID nie. Ek kan nie om my kyk en sê, daar is nie mense wat sosiale, maatskaplike krisisse beleef en so voorts nie. Baie keer word dominees en predikante, pastore beskuldig van onwerklikheid, onrealistiese denke. Ons sien nie aan wat om ons raak gaan nie. Hoe maak ek as ek swak voel, as ek swaar kry? En Paulus hou dit ook in gedagte. Ignoreer dit nie, hy sê nee, natuurlik. Is dit so dat ek en jy mens is, en dat ons broos is, en dat ons bewus is van hierdie swakhede. Daarom sê hy in vers 26 en 27, sê hy, die Gees staan ons in ons swakheid by. Ja, ek is swak, ek is bewus daarvan. Ek twyfel, ek voel onseker, ek verloor my fokus. Ek weet nie, soos ons laas Sondag gesê het, herwaarts of derwaarts nie, maar ek het die Heilige Gees wat my bystaan en vir my krag gee om vorentoe te gaan. So intussen worstel ons alleen nie, of selfs net as medegelowiges bloot nie. Ons weet dat God vir ons help met die Heilige Gees. Dat wanneer ek en jy kopkrap oor hierdie dinge, staan die Gees ons by, sodat ons kan lewe volgens God se wil, en ook reg op die regte manier kan bid, soos wat dit God behaag. Die woord sê, die Gees sit die woorde, of vat ons woorde, en omskep ons woorde en ons sinne, in dit wat vir God aanvaarbaar is, en wat dit reg uitbeeld, wat in ons harte aangaan, wat ons moet sê, dat wanneer ons sug, en wanneer ons swaar kry, of wanneer ons sê, Here, wat nou, dat ons dit kan oorsit in woorde, wat vir God, wat God wel hoor en verstaan ons harte ken, en dan ook God kan kom deur die Heilige Gees in ons harte vir ons vertroosting kan gee, kalmte en rustigheid kan gee, weer eens soos ons gesels het ook wat dit in Daniël se geval was. So hy help vir ons dan ook om te midde van hierdie dinge reg te kan leef. En dan kry ons nou daai gedeelte in vers 28, as jy nou verder aanlees, waar die mense baie keer uit konteks uitgebruik, baie keer verkeerd aanhaal, verkeerd gebruik, dan sê hulle, moenie worry nie, moenie bekommerd wees nie, God sal alles ten goeie laat meewerk, en dan bedoel mense baie keer, môre as jy opstaan, is al die bekommernisse en jou probleme weg, en alles is weer goed. En dan staan mense môre op, en dinge is nie reg nie. Hulle staan na 'n jaar, 2, 3 jaar op, en dinge is nog steeds nie reg, en dan sê hulle, nee, wat? Julle weet nie waarvan julle praat nie. Die Bybel, Paulus weet nie waarvan hy praat nie. En dit is omdat ons baie keer nie in konteks gaan kyk wat Paulus wil sê nie. En kom ons kyk nou wat wil Paulus vir ons hier in die konteks sê. Vers 28 en 29, soos dit reg lees en saam lees, sal ons hierdie ten goeie meewerk reg kan verstaan en dit in ons lewens kan toepas. Wat was die konteks sover? Ons sê vir mekaar, en Paulus kom praat met ons, en Paulus sê vir ons, dinge is nie altyd in die lewe lekker nie, dis waarmee hy ook besig is. Hy sê die skeppingssug en spanning, die sonde breek en verbreek alles. In hoofstuk 7 sê hy, ek en jy het 'n stryd baie keer tussen ons geestelike natuur en ons sondige natuur. Ons wil graag doen wat God wil hê, maar as ons weer kan kry, doen ons verkeerde dinge en so meer. Ons kyk na 'n wêreld wat gebroken is, 'n wêreld wat gebuk gaan onder droogtes en siektes en bekommernisse en allerlei ander dinge. Hy praat van die woordjie swaar kry, en hy sê ons kry swaar, en dit is vir ons moeilik. Dan kom hy daarna en sê, maar weet julle wat, die swaar kry is eintlik maar gering. Daar's baie beter dinge, groter dinge wat vir ons hoop gee, om op te skep, ons toekoms vorentoe, ons nuwe hoop saam met Christus, die nuwe lewe, waarop ons met volharding, sê Paulus, wag, op die einde van die dag. Dit gee vir ons 'n nuwe perspektief, oor ons swaar kry in ons moeilike tye, en die Gees help ons ook om hierdie dinge beter te kan verstaan, sodat ons reg gefokus kan bly, en binne die wil van God kan leef en kan bid. Daarom weet ek en jy, dat in spite van wat met ons intussen hier op die aarde mag gebeur, of besig is om te gebeur, die swaar kry en al die ander dinge, die goeie dinge van God in ons, in die werk is, dat God alles in goeie laat meewerk, bedoelende, dat God nog steeds met my en jou op pad is, na die eindbestemming toe. Dat hy nog steeds vir ons sê, die eindbestemming lê nog steeds voor, die hoop wat jy het is nog steeds daar, jy wat 'n kind van God is, wat in hom glo, kan weet, dat hierdie dinge gaan nie vir jou wegrokkel, of kan afrokkel, of die eindbestemming kan wegvat nie. God het nie vergeet van jou nie. Hier op die aarde gaan jy 'n stryd voer, jy gaan worstel, jy gaan swaar kry, maar jou oog is gefestig op die eindbestemming wat jy het, wat vir jou hoop gee, wat 'n lewende hoop is. God werk steeds ten goeie
Die ewige lewe is steeds 'n werklikheid. Moenie daaraan begin twyfel nie. En dis daai waarna God alles ten goeie laat werk, waar hy vir ons sê, dat ons daai nuwe hoop en daai nuwe toekoms het. Daarom as jy vers 29 saam met vers 28 lees, dan lees jy, en ek sien die ou vertaling sê dit wel so, en dit is wat jy vanuit die Griek sal kry, dat daar staan, ons weet dat alles ten goeie sal meewerk, vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Dan staan daar, want die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Dit is die alles ten goeie werk. Ons word steeds gevorm om gelykvormig aan die seun, aan Jesus te wees, en sodat sy seun baie broers kan hê, voeg maar by susters, kinders, mense kan hê, gelowiges kan hê, die wat in hom glo, wat van wie hy die eerste is, sodat ons deel kan wees van hierdie familie, en uiteindelik dan ook binne die hele konteks die ewige lewe kan beerwe. Dis waartoe dit werk. Ten spyte van swaarkry, ten spyte van moeilike dinge, is die verlossingswerk van Jesus vir my en jou, bewerkstellig het vir ons die ewige lewe, en gelykwording aan die beeld van God, ongeag ons aardse lewe in die moeilikhede en die swaarkry wat ons het. Met ander woorde, ons is steeds, soos ek nou gesê het, goed op pad na die toekomstige bestemming toe. Die aardse swaarkry en die struikelblokke wat ons ervaar, is maar net tydelike hindernisse. In terme ook van jou fisiese lewe, en soms waar jy geestelik moeg word, teleurgesteld voel, maar dit kan ons nie weerhou van dit wat God vir ons uiteindelik beloof het. Dit kan nie die werk wat Jesus aan die kruis gedoen het, wegvat van ons self nie, die verlossingswerk in die ewige lewe nie. Dit kan nie ons weerhou daarvan, en ons moet versigtig wees, want die Bybel waarsku daarin, dis kom Paulus sê wat ons met volharding opwag, dat as ons gaan nie meer volhard nie, en bang geraak, en soos daai beeld van die saad en die onkruid gaan toelaat dat ons gees toedruk, dan kan dit wees, dat ons nie daar gaan uitkom nie, maar God werk, en ons moet saam met hom ook seker maak ons werk, saam wil ek sê ook in ons geloof en ons volharding daarmee. En dan sê Paulus dan immers ook, soos wat hy dit stel, wat is nou ons gevolgtrekking hiervan? Wat kan ons aflei van al die dinge wat ons dan sê? Dan sê hy dit in vers 31b, sê hy dit, God is vir ons, wie kan teen ons wees? God is vir ons, wie kan teen ons wees? En dan sê hy in 38 verder, hiervan is ek oortuig, geen dood, of lewe, of engele, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde, wat daar in Christus Jesus ons Here is. Niks nie. En dis die ten goeie meewerk. Niks kan ons van die liefde van God en van Christus skei nie. En ek en jy moet dit elke dag onthou, en dit ons eie maak. Daarom, liewe vriende, liewe gemeente, kinders, elkeen van julle ouer mense, jong mense, weet dan, dat daar kalmte vir ons kan wees, te midde van onstuimige tye, kan ons hierdie vrede hê, die rustigheid hê, wat alle verstand te bowe gaan. Is dit nie wonderlik nie? Amen, prys die Here daarvoor. En so kan ons dan nou ook ons geloof bely, en daarna lekker saam sit aan die nagmaalstafel. So nadat ons die geloof bely het, kry jou nagmaal dingetjies reg, ek glo jy het dit al reg, en dan gaan ons die nagmaal saam gebruik. Kom ons bely ons geloof in hierdie wonderlike God, Vader, Seun en Heilige Gees. Jy kan dit maar saam met my sê, hardop ook sê daar by die huis as jy wil, as familie saam, en net in jou hart dit bely ook. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons kry reg en maak reg ook om die nagmaal saam te geniet.
Ja, wat 'n wonderlike voorreg soos ek nou ook al gesê het om aan te sit aan die nagmaalstafel, altyd saam met mekaar ook so in die gees en vir die wonderlike gedagte wat ons het dat ons het 'n verwagting. Dit sê die nagmaalsformulier ook vir ons gaan nou na kyk. Alles wat Paulus omtrent hier sê, alles wat ons die afgelope ruk met mekaar gedeel het, kom uit die nagmaalsformulier. Kom daarin voor ook, word ook daarin saamgevat. So luister, ek gaan nie dit volledig lees nie terwille ook van ons tyd wat ons het, maar ek gaan die hoofgedagte so uitlig en luister daarna, luister aandagtig daarna en besef net weer hoe wonderlike voorreg dit is om nagmaal te kan gebruik en om te kan sê, my naam is opgeskryf in die boek van die lewe. Nou, ons weet dat daar ook, Paulus ook sê dat die nagmaal deur die Here self ingestel is, die aand toe hy voordat hy uitgelewer is, om gekruisig te word, was hy saam met sy disippels bymekaar en het hy die nagmaal ingestel. En vir hulle gesê dat hulle terwille van sy nagedagtenis vir alles wat hy gaan doen, nou vir hulle en gedoen het vir hulle, altyd die nagmaal saam met gebruik, waar die brood ons herinner aan sy liggaam wat gebreek is en die wyn ons herinner aan die bloed wat vir ons gevloei het ook aan die kruis. Daarom kan ek en jy dit ook so gebruik. Nou die nagmaal as terugblik op die verlede, wanneer ons terugkyk, dan kyk ons terug daarna en ons onthou dat Jesus vir my en jou gesterf het. Dit is 'n gedagtenismaaltyd. Hy het al daai dinge gedoen sodat ek en jy vry kan wees. Ek het in laasweek 'n seminaar elektronies bygewoon waar professor Tom Wright ook weer na hierdie gedagte verwys het. My God, waarom het U my verlaat? Jesus het 'n klag uitgespreek aan die kruis, Psalm 22, een van die klagpsalms, uitgespreek en dit aan die kruis gedoen, sodat ek en jy nooit van God verlate hoef te wees of te voel nie. So ons kan ook weet dat wanneer ons die nagmaal gebruik, dat ons God is, Jesus is Immanuel met ons. Hy sê, ek is met julle, stuur hy sy disippels weg en hy sê vir hulle, ek is met julle tot die einde van die dae. Jesus is altyd daar, hy kom staan saam met ons, hy vat ons hand en dis wat ons onthou wanneer ons terugkyk, dat hy gesterf het sodat ek en jy na aan God en by God kan wees. As versterking in die Here sê die nagmaal ook vir ons dat dit 'n waarborg op ons verlossing is. Dit wat ons nou gehoor het in Romeine 8 ook. Ons is verlos, ons het die ewige lewe. Dit is 'n sekere hoop wat ons het, 'n lewende hoop. Dit is nie 'n miskien of dalk nie of as ek maar net goed genoeg of oulik genoeg is nie. In geloof, deur voluit vir die Here te leef, kry ek dit en het ek dit en gee dit vir my. Heidelbergse Katekismus, Sondag, dit is reg, week 1, Sondag 1, vraag 1, my enigste troos in lewe en dood, onthou dit, is dat ek in Jesus Christus kan behoort. En dit is daai waarborg, elke dag kan ek dit sê, dit is my liggaam, dit is my bloed, dit is vir julle, daar is ons plek in die hemel by God. En dis ook die viering met die gemeenskap, met die Here en met mekaar, al kan ons nie fisies by mekaar wees nie. In die gees vat ons God se hande, vat ons mekaar se hande en deel ons die nagmaal saam ook. Dis ook 'n toewydingsfees, ons wy onsself weer opnuut toe. Ons sê vir die Here, ons weet, ons is geneig om baie keer afgode te skep. Ons is baie keer geneig om weg te kyk, om te twyfel, soos Petrus ons laasweek gesê het. Ons stap op die water, die een oomblik lekker op die water, die volgende oomblik sink ons. Ons wil vir die Here sê, ons wy ons toe aan U, Here, asseblief, sonder U kan ons dit nie doen nie. Ons wil U sien, ons wil gefokus bly op die regte dinge, help ons daarmee. Dat ons kan fokus op dit wat werklik vir ons belangrik is, maar ook vir U saak maak, U koninkryk hier op die aarde, wat ook stelselmatig gevestig moet word, mense wat al hoe meer hierdie boodskap moet hoor. Die nagmaal is ook 'n vreugdefees, ons is bly, ons is dankbaar, as ons die nagmaal vier, vir dit wat Jesus alles vir ons gedoen het. Al is dit swaar en hartseer om te dink dat die kruisdood nodig was, kan ons met dankbaarheid dit ook vreugdevol vier. Dan het ons 'n vooruitskouing op die toekoms, weer eens, bevestig het nou die waarborg, en dan sê ons ook, ons kyk uit na die dag wat dit uiteindelik sal aanbreek, wanneer Christus sal terugkeer, en ons saam met hom sal wees, en vir ewig saam sal wees. Al die pyn, al die smart, al die dinge heeltemal verby sal wees, en ons in vreugde en in vrede en in lofprysing en in dankbaarheid saam met God kan lewe. So ons leef ook daarvan, ons kyk ook daarvoor vooruit, en dat ons dan nou strewe daarvoor om so te lewe, dat dit vir God sal behaag,
as jy die nagmaal saam met ons gebruik, soos ek nou ook gesê het, met wedergebore lippe. Jy ken Jesus, jy het hom bely as jou Here en Verlosser, en daarom gebruik jy die nagmaal saam. En kan jy dit ook met vrymoedigheid saam met ons gebruik. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus. Neem, eet en dink daaraan, dat sy liggaam vir ons gebreek is tot volkome, let op hierdie woordjie, volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. Neem, drink en dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is, weer eens tot volkome versoening van al ons sondes. Here, ek wil U loof met alles wat in my is, wil ek U heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat my al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie en oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van 'n arend skenk. Dankie Here, dat ons ook in 'n geestelike lewe dit kan ervaar, dat U vir ons kom red van die dood, van die ewige dood, dat U vir ons gesond maak van die siektes van die sonde, wat die sonde so oor ons bring, dat U vir ons vrede gee, en dat U vir ons die jeugdige krag van arende gee, om te kan sing en te kan jubel en te kan juig en hoog te kan vlieg, zweef soos arende, bo oor al ons omstandighede en bekommernisse uit. Nie dat ons dit wil onrealisties lewe nie, maar omdat dit die werklikheid is wat U vir ons gee, om gefokus te bly en daar te wees waar ons werklik moet wees, en besig te wees by die dinge wat U op ons pad sit, en vir ons vra om mee besig te wees, en so te groei in ons geloof, nader aan mekaar, nader aan U. Ons loof en ons prys U daarvoor, ons gee vir U al die lof en al die dank en al die eer, tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons sluit nou lekker saam met dit af, ekskuus, met die laaste lied, sing sommer uit jou hart uit, tot lof en tot eer van die Here. Alsou dan ook die vrye boom nie bot nie, alsou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugtebome wegkwyn, die beeste klein, vir alles nie vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hulp, hy gee my krag, hy laat my loop waar stierebok gaan, hy laat my vans en veilig staan. Alsou dan ook die vrye boom nie bot nie, alsou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugtebome wegkwyn, die beeste klein, vir alles nie vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hulp, hy gee my krag, hy laat my loop waar stierebok gaan, hy laat my vans en veilig staan.
pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees is by jou van nou af tot in alle ewigheid. Amen.